Goed, dit is my wonderlike voorreg om Dom Johan Bloemhof aan die voor te stel. Hy gaan baie meer van homself sê. Dom Johan is vir ons 'n voorreg dat jy saam met ons is. Ons luister graag oor baie jare. Die van julle wat vir Dominee Kobus van Sail onthou. Ek weet Dominee Kobus van Sail het altyd van groot lof van Johan gepraat. En dit wat Johan ook vandag doen in Frankryk. Mag die Here vir jou seën vanoggend en ons sien uit daarna. En Rita, vir jou weer eens welkom dat jy ook hier saam ook is. Seën van die Here so vir jou. Baie dankie. Kom ons luister na God se woord. En ons gaan lees in Efesiërs. Nou, ons bring deur die Here se genade die goeie en die slegte nuus aan baie Franssprekendes reg oor die wêreld. Dat daar is net twee tipe mense op hierdie aardbol. Daar's gelowiges en ongelowiges, daar's gereddes, ongereddes, daar is hulle wat in Christus is en die wat nog verlore is in hulle sondes. En dis 'n voorreg om die Here se woord onder baie te kan bedien. As ons lees hier in Efesiërs, dan gaan Paulus eintlik in een asemteug 'n klomp wonderdade verlig van die drie-enige God se groot raadsplan met hierdie wêreld, sy verlossingsplan. Hy kan amper nie asemhaal in die langste sin in Grieks wat in die Bybel is nie. En dan so 'n bietjie verder. Dan stop hy skielik en hy sê, ek bid dat julle, hierdie gelowiges met wie hy praat, God werklik sal ken. En is dit dan so dat die Here wil hê ons moet hom altyd beter leer ken uit sy woord uit? Kom ons lees hier vanaf vers 3. Prys God die Vader van ons Here Jesus Christus voortdurend, want hy is wonderlik goed vir ons. Deur wat Christus gedoen het, het hy ons geseën met elke geestelike seëning wat daar in die hemelsfere is. Deur wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies. Omdat hy ons lief het hy ons al voor die wêreld gemaak is, uitgekies om syne te wees en onberispelik in liefde voor sy aangesig te lewe. Deur wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen omdat dit is hoe hy dit wou doen. Daarom prys ons God se grootheid. Deur sy seun wat hy liefhet, het hy genade aan ons gegee. Deur die geliefde seun is ons verlos deurdat hy sy bloed vir ons uitgestort het, ons oortredinge is vergewe, omdat God die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee het. God wat al die wysheid en insig het sy geheime plan aan ons bekend gemaak. So het hy dit reeds voorheen met die fokus op Christus goedgevind om hierdie plan in die volheid van die tye tot uitvoering te bring. Hierdie geheime plan is om alles wat in die hemel en op die aarde is, onder een hoof te verenig, en hierdie hoof is Christus. Deur wat Christus gedoen het ons ook deel aan God se eie erfdeel geword. Ons wat vooraf daartoe bestem is. Dit wat was God se doel. Hy het alles laat uitwerk soos hy dit beplan het en wou gehad het. Die gevolg is dat God se grootheid deur ons bestaan verheerlik word. Ons was die eerstes wat ons hoop op Christus geplaas het. Deur wat Christus gedoen het ook julle die waarheid gehoor, die goeie nuus waardeur julle verlos word. Op grond van Christus wat hy gedoen het, is julle, toe julle tot geloof gekom het, tot God se eiendom gemerk deur die Heilige Gees wat God beloof het. Die Heilige Gees is God se deposito wat ons volle erfenis waarborg, totdat almal wat aan God behoort volkome verlos sal wees. Daarvoor moet ons God se grootheid prys. Jy kan gerus as jy die Bybel so oopgemaak het, dit so hou, ek gaan daarna toe bly terug verwys. Dink vir 'n oombliekie daaraan. Wat gebeur? Daar nog voor God die wêreld skape, kom God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees saam, besluit God
oor 'n verlossingsplan, 'n meesterplan, want hy weet dat die mens in sondag gaan verval, dat die mens om met hom versoen te word, nodig sal hê dat iemand die hemel moet verlaat, sy seun wat heilig is, die volle verlossingsplan wat ons nou herdenk in hierdie tyd, waar ons dink aan die Paasgebeure, moet kom gaan afhandel deur sy hele lewe, maar ook sy sterwe aan die kruis, en God besluit dat jy en ek, of die een wat hy wil red, dat hy ons na hom toe gaan beroep. Hy bestem dit in aller ewigheid. Daar in Parys, Frankryk, is daar 'n sending wat werk met deur internet, wat gekonnekteer is, deur as jy jou selfoon vat, en die Here jou vandag gered het, en jy gaan sê, ek is gered, dan begin hy aardbol te draai. Hy gaan infokus op Suid-Afrika, op die Kaap. Hy gaan infokus op Vishoek, op hierdie gemeente. Jy gaan die kerkgebou sien, en jy weet, daar het God iets groots gedoen op hierdie Sondag. Hy het iemand gered. Is dit nie fantasties nie? Maar wat aangrypend is, terwyl ek daar sit en dink, God se werk, wat hy in ewigheid beplan het, gebeur voor my oë, ek sien dit. Hou die aardbol nie op met draai nie. Heeltyd, elke sekond, is God besig om op hierdie tyd van ons lewe, sy ewige plan, waarop julle as gemeente in fokus, te verwesenlik. Hy bly mense red. Die Hemelse Vader wou nie net ons red volgens hierdie skrifgedeelte nie, maar ook, baie meer is dit, al die ryke seëninge uitstort op die gelowige. Die geregtigheid van Jesus, sy bronne, sy voorregte, laat deel in sy posisie, in sy mag. In vers 5 staan daar geskryf, dat in sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al, voor die grondlegging van die wêreld, daarvoor bestem om deur Jesus sy kinders te wees. Wat 'n wonder, kind van God. Ek persoonlik, toe die Here my gered het, dat die lig vir my opgegaan het, skielik besef, maar dis nie ek wat die dominee gaan sien het nie. 3 uur in die oggend nadat ek nie kon slaap nie, nadat ek beangs was dat ek in die hel sou wees vir ewig, en daardie aand toe die predikant vir my 1 vers deel in Johannes 6, elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En hy wat na my toe kom, sal ek nooit verwerp nie. Besef ek, maar God het my bestem. Dis nie ek wat gegaan het en die dominee 3 uur in die oggend gaan sien het nie. Dis die Gees van God wat my gestuur het. Dit word nog sterker gestel in vers 44. In die Grieks is dit amper asof God ons trek, sleep, om sy wil te doen, om ons te red. En daarom is dit normaal, en te sê, maar Here, wat doen ek persoonlik, om dankie te sê vir my redding, om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe, want miljoene, biljoene mense op hierdie aardbol het toch nooit van Jesus gehoor nie. Meeste mense in Frankryk is dit die situasie, en God se plan van redding het nie verander nie. God het die wêreld, hierdie geslag wat vandag, wat nog meer is, seker 80-90% nog nooit hierdie boek gesien het in Frankryk nie, het hy ook lief. Hy het sy seun gestuur, ook vir hulle redding, nie om hulle te veroordeel nie, maar dat hulle ook gered kan word. Dit is nog steeds in hierdie tyd wat ons lewe, die soewereine, grote God van liefde se plan,
almal wat hy uitverkies het, sal gered word. Maar die vraag is, waar pas ons in? Die mense wat inkyk, waar pas ek in, kan ons onsself die vraag vra. In hierdie groot plan van God. Ons buurman oor die 90 jaar oud, ons wat aan wie die woonstel behoort, weet niks van God nie. Hoe praat mens met so iemand? Rita het van my met sy verjaarsdag 'n pragtige blom gebring. Op 'n manier is ons maar net getuies van dit wat Christus in ons lewens gedoen het. In Frankryk is daar dan baie Suid-Afrikaners wat kom 'n verskil maak het, wat die evangelie gebring het in die posbusse van soveel, ongeveer 2 miljoen mense, en is ons dankbaar dat ons kon saai en kan weet dat die woord van God bring die vrug voort wat hy wil op die regte tyd, en daai persoon kan na Christus toe kom. Maar in 1 Petrus 3:15 staan daar, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis van die hoop wat in julle lewe. So dikwels bring die Here mense oor ons pad wat nie hoop het nie, wat moedeloos is, met wie ons ietsie kan deel. Of die mense wat na ons kyk, sonder dat ons dit weet, wat ons dophou. Ons een seun, Marcel, hy was die leier van 'n groot groep mense. Die dag toe hy afskeid neem by die werk, toe bring hulle vir hom 'n geskenk. En die geskenk is 'n boek wat sê hoe om te vloek. Hoe om hierdie groot woorde in Frankryk in Frans te gebruik. Want sy hele personeel het hom dopgehou al die tyd. En gesê, maar miskien ken jy nie daai woorde nie. Geel om die geskenk, hy het gesê, jong, baie dankie. Ek waardeer dit, maar nee dankie. Ek gaan nie hierdie boek toepas nie. Jesus lewe in ons, deur ons. Ons is briewe vir Christus. Maar kom ons kyk so vir 'n oombliekie. Ons kyk na die werk van God, die Seun, in hierdie meestersplan van verlossing. In en deur Jesus Christus doen God iets groots. Iets fantasties vind plaas in hierdie plan om mense vry te maak. Die oomblik toe Jesus aan die kruis die laaste woorde sê, tetelestai, dit is volbring. Hierdie plan is afgehandel, hy sterf. Deur sy opstanding uit die dood en sy verheerliking in die hemel aan die regterhand van God word alles voltooi vir ons ewige redding. Wat beteken dit konkreet vir die gelowige? Vers 7 van Efesiërs 1 staan daar dat deur die bloed van Jesus is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. Hierdie Griekse woord verlos beteken om vrygekoop te word van slawerny. Ons was slawe van sonde. Hoe het ons lewens gelyk voor ons werklik gered is deur God? Efesiërs 2 praat oor 'n katastrofiese situasies. Ons lewenswyse, ons denke was alles onder die magte van die duisternis beïnvloed. Ons sondige begeertes het ons oorheers. Ons het maar gedoen wat in ons gedagtes opgekom het. En ons was uiteindelik ver van God af. Sonder hoop, sonder God, geestelik dood. Die woord sê almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Almal, elke persoon op hierdie aarde, ons almal verdien God se regverdige oordeel. Maar God staan daar in vers 4, is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Hy het ons gered net deur genade alleen.
net deur Jesus alleen, nie deur iets wat ons gedoen het nie. Hy het ons meer is dit gedoen. Hy het vir ons ook 'n plek in die hemel gegee, daar waar hy in die regterhand van God sit, saam met hom geestelik opgewek. Ons is saam met hom gekruisig. Ons kan vry word daarom van die oorheersing van Satan. Jy kan nee sê vir sonde. Jou lewe kan totaal en al nuut word, deur dat God alles gedoen het om ons te verlos, maar hy het ook alles gedoen om ons sondes te vergewe. So ver soos die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder hy ons sondes. En daarom, weer eens, word gesê, moet ons sy grootheid prys, want Jesus het dit alles gedoen. Ons moet hom toelaat dat hy deur ons lewe, die oorwinningslewe, baie vrugte dra. En dit hou direk verband met ons verhouding wat ons het met Jesus rondom hierdie woord. Gister hoor ek van 'n seentjie, Suid-Afrikaanse kind wat in België is, 7 jaar oud. Hy het die hele Kinderbybel 365 dae deurgelees en is aandagtig deurgelees. Elke woordjie, elke sinnetjie, en hy is dankbaar en trots daaroor. Vraag is, wat van ek, van my, jou, lees ons God se woord heeltemal deur? Hoeveel keer het jy dit al gedoen in jou lewe? Kom ons begin weer voor, as ons dit al baie gedoen het. En dan, om af te sluit oor die oordenking, in vers 13 praat oor die derde persoon van die drie eenheid, die Heilige Gees se rol in hierdie groot meestersplan van verlossing. Hy het ons beseël of verseël as God se eiendom. Vir die mense van die Nuwe Testament, Paulus tyd, was dit baie duidelik. Dit is soos asof mense die dokument, kom ons sê nou maar 'n erf nalatenskap, gaan onderteken 'n stempel opsit. Dit is seker, dis verseël. Ons is vir altyd autentiek God se eiendom. Niks en niemand kan jou uit God se hande uitruk nie, maar dit gaan nog verder. Die rol van die Heilige Gees, hy is ook 'n waarborg dat ons sal verder ontvang wat God beloof het, dat hy ons volkome sal verlos. God drie-enig sal sy plan wat hy in ons begin het deur ons te red, self einduit volvoer en voleindig op die dag wanneer Jesus op die wolke verskyn. En daarom is sendingwerk normaal. Moet ons sy grootheid prys. As Jesus op die wolke opvaar na die hemel, dan sê hy in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem en Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld, hier by Vishoek, hier bietjie verder. En ook daar, tot aan die uithoeke van die wêreld. Wêreldsending ons op Jesus se hart, dis hoekom hy geïnkarneer was. Dis hoekom hy aan die kruis gehang het. Dis hoekom hy die dood sonde oorwin het, om daai meestersplan van redding te voltooi. En dan sê hy vir ons, dat ons inpas, om daai goeie werke, wat hy vir ons beplan het, individueel, gemeenskaplik as gemeente, as kerk van Christus, te gaan voltooi. Efesiërs 2 vers 10, dat ons dit moet afhandel. Net 2 tipe mense op hierdie aardbol. Die wat gelowig is, ongelowig is, gered is, of nog verlore is, in hulle sondes. En wat so wonderlik is dat God roep sy kerk, hy roep vir jou, vir my, vir die mense wat inkyk, oral ons is in die wêreld, om 'n verskil te maak in individue se lewe. Ons pas in God se groot raadsplan van redding.